Welkom terug by die groot ontbyt as deel van die week waar ons praat oor Afrikaans se 100 jaar viering, se eeufeesviering. Gesels ons 'n bietjie oor 'n artikel wat in Netwerk 24 verskyn het. Hierdie artikel getiteld "Het Afrikaans 'n verjaarsdag" is nogal 'n interessante lees geweest, moet ek erken. En Prof Janie Rousseau van die Universiteit van Witwatersrand se Besigheidsskool is hier by ons in die ateljee. Later gaan Tom McLaglen ook by ons aansluit wat saam in die artikel gewerk het. En ons praat 'n bietjie oor interessante datums wat met Afrikaans se ontstaan geassosieer word. Goeiemôre Prof Janie. Goeiemôre Pierre, goeiemôre Jennifer, goeiemôre aan die luisteraars, kykers. Dis lekker om jy by ons te hê vanmôre. Kom ons gesels 'n bietjie die artikel. Het Afrikaans werklik 'n verjaarsdag? Wat besef vir die luisteraars, vir die kykers, wat het julle met hierdie artikel beoog? Ons het met hierdie artikel gekyk na verskillende datums wat vir Afrikaans belangrik is, rondom die wetlike status van Afrikaans as amptelike landstaal in Suid-Afrika. Nou daar is natuurlik een datum waarna ons glad nie gekyk het nie, dit is 14 Augustus 1875, die stigting van die Genootskap van Regte Afrikaners in die Parel op daardie datum. Ons het nie na daai deel gekyk nie. Die Genootskap van Regte Afrikaners is gestig om Afrikaans so te sê te kodifiseer, om het te standaardiseer, om 'n Bybel in Afrikaans te kry, om 'n koerant uit te gee, maar Afrikaans het toe reeds bestaan as 'n gesproke taal. En dan moet ek byvoeg, my een oupa grootjie, P.J. Malherbe, was nogal 'n stigterslid van die Genootskap van Regte Afrikaners. Maar om terug te kom tot by datums in Mei wat van belang is, ons gekyk na die verloop van gebeure oor besluite oor Afrikaanse amptelike taalstatus om te probeer vasstel wat is Afrikaanse verjaardag. En die eerste belangrike datum is 8 Mei 1925. Dis die datum waarop die wetsontwerp oor die amptelike taalstatus van Afrikaans, wat Tom natuurlik nou die naam baie beter ken as ek, in die parlement, destydse parlement, die Unie-parlement, by gesamentlike sitting van die Volksraad en Senaat aanvaar is. Daardie wetsontwerp is toe op 23 Mei deur die destydse goewerneur-generaal geteken en op 27 Mei in die Staatskoerant gepromulgeer. En weer eens Tom sou nou kon help met hierdie woorde. Tom is regtig baie goeie taalpraktisyn. Maar baie interessant, hierdie wet se verdere bepaling oor die inwerkingtreding van die bepaling rondom die status van Afrikaans. Dis die enigste wet wat ek van weet wat met terugwerkende status aanvaar is. En die betrokke wet het bepaal dat Afrikaans amptelike taalstatus geniet vanaf 31 Mei 1910, die datum waarop Suid-Afrika 'n unie geword het. En dis so met ander woorde terugwerkend geweest. So dit het dan 'n regstelling op die wet of 'n byvoeging op die wet self gehad wat gesê het Engels en Hollands en Engels en Hollands en Afrikaans. Met terugwerkende effek tot 1910. Ja, dit is 'n ander baie interessante bepaling in die wet wat Tom vir my uitgewys het wat ek nie van geweet het nie. Ek was altyd onder die indruk Afrikaans het Hollands vervang. Ja. En ek moet ook baie spesifiek die punt maak, die wet praat nie van Nederlands, die wet praat van Hollands. Maar wel in die Engelse teks van die wet as Dutch, wat is vertaal as Hollands, nie as Nederlands nie. En dit het Afrikaans bygevoeg by Engels en Hollands as 'n amptelike taal van Suid-Afrika. Maar dan eintlik geïmpliseer het dat Suid-Afrika destyds 3 amptelike tale gehad het waar baie min mense gefokus het. En toe ek op skool was, baie lank voor julle twee, het ons geleer dat Suid-Afrika 2 amptelike tale het, Afrikaans en Engels. Maar dit was natuurlik feitelik verkeerd, daar was 3. Dit is werklik baie interessant. Hoe het die politieke en sosiale landskap van Suid-Afrika in die vroeë 1990s Afrikaans gehelp? Nie voor 1900, ja. 1900. Ja, kyk, Afrikaans het as 'n gesproke taal ontwikkel. Baie lank voor enige pogings van die Genootskap van Regte Afrikaners, voor enige pogings om Afrikaans wetlike taalstatus te gee. Dit het in 'n gesproke vorm ontwikkel weens die verwydering vanaf Nederland as die stamland en ook weens taalvermenging in 'n handelsomgewing.
waar verskillende kulture noodwendigerwys met mekaar moes praat, wat verskillende tale gehad het, en dit amper as 'n, noem dit 'n lingua franca ontwikkel, wat tussen hierdie groepe gepraat is. Daaruit het Afrikaans ontwikkel. Daarom is my en Tom se gevolgtrekking, Afrikaans het nie regtig 'n verjaardag nie. Ek en Tom is van mening dat ons elke dag Afrikaans moet vier, elke dag is Afrikaans se verjaardag. Ons moet elke dag bly wees oor Afrikaans, elke dag Afrikaans praat, en ons moet ook elke dag probeer om suiwer Afrikaans te praat. Ons raak baie lui en gebruik woorde wat daar goeie alternatiewe voor in Afrikaans is, maar omdat ons lui is, dink ons nie oor hierdie alternatiewe nie. As mens dink aan standaard Afrikaans, jy dink aan die destydse Kaaps Afrikaans en dan die standaard Afrikaans wat nou vandag is daar nog 'n mate wat die twee maniere van Afrikaans mekaar kan beïnvloed? Daar's soveel sprekers van Afrikaans in Suid-Afrika met soveel agtergronde en soveel kulturele agtergronde. Hoe lank gaan standaard Afrikaans dan as 'n bastion van Afrikaans, soos wat dit ingestel is, kan onveranderd bly, of is daar juis ruimte vir verandering en vir groei in standaard Afrikaans? Maak 'n baie belangrike punt, Peer, as ons 'n trappie terugneem, na 1925 was die eerste uitdaging om Afrikaans te standaardiseer. Daar was bloedige gevegte tussen die taalkundiges hieroor, oor verskeie woorde soos die EI, wat ons as 'n ei gebruik in Afrikaans, of die lang F teenoor die V, wat daar moet gebruik. En hierdie taalkundiges, daar was 'n groep in die Kaap, daar was 'n groep hier in Gauteng, en dan natuurlik die Bloemfontein groep. En hulle het ten dode beklei oor wat reg en wat verkeerd moet wees. So hulle was nie so vriendelik met mekaar nie. En dan tweedens natuurlik is daar variante van Afrikaans. Een baie bekende voorbeeld, as jy in die Kaap is, dan praat die mense van die nasionale pad. As jy in Pretoria is, ry ons op die snelweg. Ja. As jy in die Kaap is, moet jy by die ligte links ry, in Pretoria ry links by die robot. So daar is variasies, en dan natuurlik ook groter taalvariasies in die Noord-Kaap, ook sekere dele van die Wes-Kaap. En ons moet aanvaar enige taal ontwikkel oor tyd. As ons vandag Shakespeare lees, is dit nie die Engels wat ons vandag lees nie. Dit is 'n ouer Engels. Taal is dinamies, taal ontwikkel oor tyd. Om 'n ander Engelse voorbeeld te gebruik, toe ek by Reservebank gewerk het, het ons altyd gesê, it's easier to split the atom than to split the infinitive. By die Reservebank het ons nooit split infinitives gebruik nie. Maar split infinitives is vandag algemeen aanvaarde taalpraktyk in die Engelse taal. So taal ontwikkel dinamies oor tyd soos mense dit gebruik, soos hulle praat, en ons sien dieselfde met Afrikaans. Wat vandag standaard Afrikaans is, gaan nie noodwendig oor 50 of 100 jaar standaard Afrikaans wees nie. Wat is jou wens? Hoe moet mense Afrikaans vier, Afrikaanse geskiedenis vier die volgende 100 jaar? Ja, nommer 1 is my wens dat Afrikaans oor 100 jaar van nou af nog moet voortbestaan. Daarvoor sal ons natuurlik skoolonderrig nodig hê in Afrikaans en universiteitsonderrig in Afrikaans. So my tweede wens is dat skole en universiteite met Afrikaans onderrig sal voortbestaan sodat die taal kan voortbestaan. Ons sal ook Afrikaanse media soos hierdie nodig hê en ons moet Afrikaanse media ondersteun. Ongelukkig het Beeld en Rapport onlangs gesluit. So ons as Afrikaans sprekendes het 'n plig om ook Afrikaanse media, Afrikaanse boeke te ondersteun om te verseker dat die taal bly voortbestaan. Spesifiek die gedrukte media ook. Die gedrukte media ook. Ja. So oor 100 jaar is my wens dat Afrikaans nog bestaan, dat ons weer 'n feesviering kan hê. 'n Ander interessante punt wat ek natuurlik ook moet maak, is die taalmonument in die Parel word vanjaar 50 jaar oud, wat in sigself 'n groot fees regverdig. Wat 'n ander belangrike datum in ons geskiedenis is, want die taalmonument is geopen op 10 Oktober 1975. So sy 50ste verjaardag is nog 'n ander belangrike datum in ons geskiedenis. Dis Afrikaanse mense hou van partytjie. Ons gaan daar wees die een. Baie dankie Prof Jan, het jy vanmôre die moeite gedoen om 'n draai te kom maak. Dis lekker om te hoor van die datums en van die regstegniese aspekte van Afrikaans wat in die wet teruggedateer is effektief as 1910. 'n Mens weet dit nie altyd en dit is interessant om dit te kan hoor. Ook dankie vir jou tyd en moeite vanmôre. Dis lekker om te gesels, baie dankie.
Ja, dis aan Prof Janie Rousseau. Interessant is 'n mens nou regtig die datums uitmekaar uittrek, nê. Partytjie die heeltyd, dis wat Prof Janie sê.